Goeiedag en baie hartlik welkom by ons 11de aflewering in ons reeks Gebroke Wêreld, Getroue God. Ons begin komende Sondag, nie hierdie Sondag die 19de nie, maar die een daarna, die 26ste April, begin ons met ons gedeelte uit Handelinge. En ek is regtig opgewonde hieroor. Die 14de Mei vier ons Hemelvaart saam en dan die 24ste Mei het ons Pinkster, dan herdenk ons die uitstorting van die Heilige Gees. En hierdie gebeure bring 'n swaai, 'n skarnier in die projek na vore. Ons het begin met gebroke wêreld, getroue God, nou verander dit na getroue God, geesvervulde getuies. En wat ek baie graag met jou wil deel is Handelinge 1 vers 8, daar staan, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Hierdie teks is wat hulle noem 'n programmatiese teks. Dit wys vir ons hoe die boek van Handelinge geskryf is. En dit gaan ons help om te verstaan. So ons het nou gekyk na Jesus se bediening en hy maak sy bediening klaar met Hemelvaart en dan stuur hy vir ons die Heilige Gees. So hoe moet ons dink en leer hoe die boek van Handelinge saamgestel is? En daar's 'n paar maniere om daarna te kyk. Maar hoofstuk 1 vertel vir ons wat gebeur het na Jesus se opstanding in Jerusalem, en dan hoofstuk 2 is Pinkster. En dan sien ons hoe die evangelie versprei in Jerusalem en in Judea en Samaria, en dan kom Paulus tot bekering, en dan gaan hy op sy eerste sendingreis, dan kom hy terug, dan is daar 'n synode in Handelinge 15, ons was met Galasiërs baie besig met hierdie vraag, hoe moet die mense wat nou uit die heidendom uit tot geloof kom, hoe moet hulle aansluit by hierdie gemeenskap van Jesus volgelinge? Dan het ons Paulus se tweede en sy derde sendingreis, en dan het ons die verhale oor sy verhore aan die einde van Handelinge. So, jy kan dit ook indeel in geografiese gebiede, so Jerusalem is hoofstuk 1 tot 7, Judea, Samaria is hoofstuk 8 tot 12, en dan vanaf hoofstuk 13 is dit na die uiteindes van die aarde, en het eindig in Rome, wat die sentrum was van die antieke wêreld in daai tyd. Maar jy kan dit ook opdeel in leiers. Petrus is die leierfiguur in hoofstuk 1 tot 12, en Lukas wys vir ons hoe hy dieselfde tipe dinge doen as wat Jesus gedoen het, en dan in hoofstuk 13 tot 28 is Paulus die leierfiguur. So, Handelinge is ook wat hulle noem in Engels 'n succession narrative. Hoe is die leierskap van die kerk opgevolg nadat Jesus opgevaar het hemel toe? En hoe het Jesus sy kerk gebou? Ons is nou besig met 'n bouprojek. Hoe bou die Here sy kerk? Deur sy Heilige Gees. So, Elia en Elisa is ook iets wat ons moet onthou. So, toe Elia opgevaar het met 'n vuurkoets, dit is soort van sy hemelvaart gewees, toe het hy sy mantel vir Elisa gegee. En Jesus gee sy mantel, sy Heilige Gees gesalfdheid, gee hy vir die kerk met Pinkster. So Handelinge wys vir ons hoe God sy kerk bou, nadat hy opgevaar het. En dis baie interessant om te sien hoe Paulus se sendingreise gewerk het. Handelinge 13 en 14 is Paulus se eerste sendingreis, en hy gaan so ver wes as Pamfilië. En ons sien hoe die evangelie in Europa na ons voorouers toe gegaan het. En dit is Klein-Asië wat Paulus na toe uitreik, vandag is dit Turkye. Sy tweede sendingreis is Handelinge 15 na die synode tot Handelinge 18, en dan gaan hy so ver wes en noord soos Athene en Korinthe, en hy bereik die sentrum van die Griekse wêreld van daai tyd. En dan sy derde sendingreis, wat baie belangrik is daar, is dat hy vir 3 jaar in Efese gebly het. Efese was een van die groot handelsstede van daai tyd gewees. En dan gaan hy weer terug Jerusalem toe, en dan Handelinge 27 en 28 vertel vir ons van Paulus se verhore, tot op die ouende, tot hy by die wag van die keiser in Rome opeindig in huisarrest. Ek is baie opgewonde dat ons hierdie dinge saam mag ontdek, en saam vir die Here mag vra om ons te lei. Onthou asseblief om te bid vir die projek, onthou asseblief om jou terugvoer vir Tina te gee, en ons gaan moeilike vrae vra. Hoe lyk dit om toegerus te wees deur die Heilige Gees? Wat is die gawes van die Gees? Wat is die vrug van die Gees? Wat beteken dit om 'n geesvervulde getuie vir die Here te wees in Johannesburg in 2026?
Baie liefde en groete vir almal van julle.